Welkom by hierdie week se AMT Politieke Oorsig. Ons gesels weer met Roland Henwood van die Universiteit van Pretoria. Baie welkom by ons, Roland. Ons sien ons nogal verwikkelinge op die internasionale front met die Iran-oorlog wat steeds besig is om voort te duur, maar plaaslik sien ons dan ook baie korrupsie wat dan vorendag kom. As jy ons bietjie kan inlig, ek dink ons begin ook sommer 'n bietjie by die internasionale markte. Okay, Johnny, lekker om te gesels. Ja, ongelukkig baie negatiewe prentjie wat 'n mens kry beide in die buiteland en die binneland, maar ons kyk of ons bietjie hier en daar darm iets kan uitlig wat beter ook lyk. Goed, die belangrike kwessie, dit lyk asof die oorlog en die onderhandelinge oor vrede in die Midde-Ooste op die stadium so bietjie vasgeval het. Die skietstaking is verleng, die onderhandelinge is op die ys. President Trump het sy onderhandelaars verbied om Pakistan toe te reis oor die naweek vir die volgende ronde van samesprekings, en die rede wat hy gegee het is dat hy was ontevrede met Iran se aanbod wat hulle gemaak het. Nou kortliks, die aanbod wat Iran gemaak het is om die onderhandelinge te bespoedig, het hulle gesê, kom ons begin met die maklike goed. En die maklike ding vir hulle is, kom ons maak die straat van Hormuz oop, ons hef die blokkade op en ons laat skepe deurgaan, en dan praat ons later oor die kernwapenprobleem, want dit gaan moeilik wees om te hanteer. President Trump sê nee, ons gaan eers die kernwapenprobleem hanteer, tot ons dit gedoen het, bly my blokkade, julle gaan nie olie verkoop nie, julle gaan nie julle ekonomie stimuleer nie. Ek dink wat ons hier sien is dat elkeen van hierdie state speel nou op sy eie sterkpunte en wys op 'n manier sy swakpunte. Iran wil bitter graag begin handel dryf, want hulle is onder geweldige druk. Hulle ekonomie het 'n groot knou gekry, die druk begin opbou binne Iran, ekonomiese druk, daar's al hoe meer vrese vir ernstige voedselstekorte, en daar's nie hawens waar ingevoer kan word soos normaalweg nie. Nou is hulle afhanklik van Rusland om voedsel in te voer deur die Kaspiese See, dis die enigste hawe wat hulle kan gebruik. So, dis in Iran se belang om die straat van Hormuz oop te maak. Daar's twee boodskappe wat van Iran afkom. Die een is, kom ons maak die straat oop, laat handel vloei. Die ander boodskap is, ons gaan dit doen, maar ons gaan 'n tolgeld hef op alle skepe. Die verwagting is dat Iran meer geld vinniger daaruit gaan maak as uit olieverkope. So dis nogal vir hulle belangrik om dit te doen. Nou net om te wys hoe ver Iran gegaan het, die Iranse minister van buitelandse sake het vroeër die week aangekondig dat dit is die plan wat hulle het en daar's 'n ooreenkoms om dit te doen. Die regering van Oman, wat die ander party is wat geografies inspraak het in die straat van Hormuz, het onmiddellik gesê, ons het nie ingestem tot daai plan nie, ons wil nie 'n tolgeld hef nie, ons wil net handel dryf. So onmiddellik is Iran daar onder druk ook uit die golfstate, want die ander golfstate het onmiddellik protes aangeteken en gesê, ons is nie deel daarvan nie. So daai is 'n tamaletjie. President Trump se houding, ek gaan nie die ekonomie vir jou oopmaak nie, ek wil die kernprobleem oplos, want dit is my belangrikste doelwit. Dis waarop ek nou fokus. So daar's nou 'n bietjie van die dinge het nou vasgeval. Daar's nie beweging op die stadium nie. President Trump het wel 'n baie interessante opmerking gemaak gister, en ek dink 'n mens moet bietjie daarna gaan kyk. En dit is dat die Iraniërs het aan hom aangedui dat hulle geweldige probleme het in die regering. Hulle het leierskapsprobleme, hulle het kommunikasieprobleme, en hulle moet eers intern uitsorteer wie neem watter besluite voordat hulle oor hierdie moeilike goed kan onderhandel. Nou dit is waarskynlik so, en dit rym met wat ons vroeër gesê het, waar ons opgetel het dat die verskillende leiers in Iran gee verskillende boodskappe. Die minister van buitelandse sake en die president is meer gematig. Die speaker wat uit die Iranse revolusionêre wag kom, en die mense om hom is baie meer hardvogtig, baie meer radikaal in wat hulle sê en wat hulle doen. So dit lyk asof daar probleme binne Iran is. Miskien net 'n laaste opmerking oor hierdie proses. Israel op die stadium is glad nie deel van hierdie samesprekings nie. Die enigste reaksie van die eerste minister Netanyahu vroeër was, ons is gereed om die oorlog te hervat. Ons het nog nie klaar geskiet. So, en dis waarskynlik dat dit plaas meer druk op Iran, maar dit plaas dalk ook bietjie druk op president Trump, in die sin dat hy wil nie nou die oorlog hervat nie. Hy wil kyk hoe ver kom hulle met onderhandelinge.
Maar op die stadium is daar nie verdere beweging daarop nie. Roland, die feit dat die UAE uit die OPEC is dit enigiets met hierdie uit te waai? Goed, dis die belangrike volgende dimensie. Gister het die Gulf Cooperation Council, die golfstate het so 'n samewerkingsstruktuur, 'n raad wat hulle geskep het, en hulle het gister byeengekom die eerste keer sedert die oorlog in einde Februarie begin het. Paar belangrike goed, hulle het gepraat oor die oorlog, die invloed van die oorlog, en hulle het 'n verklaring uitgereik. Interessant, die Qatariese minister het die verklaring uitgereik en hy het Iran sterk veroordeel, en basies wat hy gesê het is Iran het ons aangeval en Iran gaan hierdie verhouding moet herstel. Ons het geen vertroue in jou nie. Jy het ons baie skade gedoen en dis onaanvaarbaar. So daar's 'n verharding van gesindhede, nie net teenoor Iran nie, maar dit lyk ook asof daar meer spanning onderling is. Nou ons weet Qatar is op 'n stadium bietjie uitgestoot deur die ander golfstate, maar daar's ook historiese spanning tussen die Verenigde Arabiese Emirate en Saudi-Arabië. Hulle kompeteer byvoorbeeld in Afrika, hulle gee verskillende partye in die Ethiopiese konflik wapentuig, so hulle veg in daai sin teen mekaar. Hulle het ook in Jemen se konflik verskillende partye ondersteun. Nou intussen het die Verenigde Arabiese Emirate onttrek aan Jemen, Saudi-Arabië is nou daar besig in die oorlog teen die Houthis. Maar daar's spanning, en daai spanning het op 'n ander vlak na vore gekom met die Verenigde Arabiese Emirate wat gister aangekondig het, hulle onttrek uit OPEC en uit OPEC Plus. So hulle gaan nie meer gebonde wees aan die kwotas en die reëlings nie. Hulle wil op hulle eie direk hulle olie bemark. Nou, miskien net om konteks te gee, in die 70er jare met die groot oliekrisis het OPEC die scepter geswaai. Hulle het baie mag en baie invloed gehad. Op die stadium beheer hulle slegs so wat 25% van die wêreld se olie toevoer. So dis nog steeds noemenswaardig, maar dis nie so belangrik as wat dit was nie. As die Verenigde Arabiese Emirate onttrek, dan kom daai invloed nog verder af. En dan kyk ons na olieprodusente soos Angola, Nigerië, Ekwatoriaal Guinea byvoorbeeld wat in Afrika is nie meer deel van OPEC nie. So dis 'n belangrike ontwikkeling wat gebeur, en ek dink die waarde daarvan of die effek daarvan gaan waarskynlik eers na die oorlog duidelik word, nie op die stadium nie. Maar dis 'n aanduiding dat dinge begin verander, dat regerings anders begin posisioneer. Nou net 'n ander laaste opmerking hier wat vir my interessant was, want dit is ook onderliggend van die veranderende politiek en die spanninge tussen die golfstate. Ek het hierdie week gesien dat die Verenigde Arabiese Emirate is deur Israeliese soldate gehelp om wat hulle noem die Iron Dome, wat Israel ontwikkel het om hom te beskerm teen missielaanval. Is ook beskikbaar in die golfstate gemaak, en die Iron Dome of die ysterkoepel wat hulle gebruik in Verenigde Arabiese Emirate is met die hulp van Israeliese soldate bedryf. Nou, hulle het natuurlik mekaar erken, die staat Israel en Saudi-Arabië en Verenigde Arabiese Emirate, en dit wys vir ons die samewerking wat daar is, wat al hoe meer openlik raak. So dis 'n interessante ontwikkeling wat ons sien, wat eintlik bietjie teen die verwagting in is, want tot dusver was die golfstate baie versigtig om hulle self openlik aan Israel se kant te skaar in die oorlog teen Iran. Maar dit lyk asof daai dinamika begin verander. So dis iets om dop te hou in die toekoms. Amper meer teen Iran as wat hulle vir Israel byvoorbeeld op die oomblik is, maar ja. Ja, en dan baie duidelik, eie belange is belangriker as enige ander belange, veral as jy onder druk kom. Roland, ek sien dan Koning Charles het ook 'n toespraak gemaak en hy het homself, as ek so uit my opinie uit kan sien, dat hulle hom sterker verbind aan Amerika. Hy het die verhouding eintlik tussen Brittanje en Amerika 'n bietjie probeer versterk as ek dit so reg opgesom het. Ja, baie belangrik, 'n staatsbesoek van Koning Charles aan president, as gas van president Trump aan die VSA. Nou dis die eerste staatsbesoek, dink ek sedert Reagan se tyd van die Britse monarg. So dis 'n baie belangrike besoek. Die vorige een was lank terug.
En die idee hiervan is om verhoudinge tussen die FSA en Brittanje te verbeter. Dis op 'n laagtepunt, soos met baie ander verhoudinge wat mense met die FSA het. En president Trump is snydend in sy kritiek teen die Britte in die algemeen, maar ook teenoor die Britse regering. En dit is bekend dat hy baie hoë agting het vir die koningshuis. So hierdie is die gebruik van die koningshuis om diplomatieke bande te bevorder. Maar mens moenie die koning onderskat nie. Hy het 'n baie interessante toespraak in die Kongres gelewer, beide die Senaat en die Huis van Verteenwoordigers in 'n gesamentlike sitting. En alhoewel hy baie klem gelê het op die historiese bande tussen die twee regerings en die state en die mense en bietjie gepraat het oor wat hulle alles in die verlede oorkom het, die verdeeldheid wat daar was, die verskille wat daar was, altyd dit oorkom, het hy tog in sy toespraak baie meer kritiek uitgespreek direk teen president Trump as wat die verwagting was. Hy het byvoorbeeld 'n opmerking gemaak oor die beskerming en die inperking van uitvoerende mag, wat hy gesê het, is iets wat die FSA by Brittanje gekry het, en dis 'n baie belangrike ding, en dit het staande applous in die huis gekry. So dis nogal interessant gewees. Tweede kwessie wat hy baie sterk beklemtoon het, is die belangrikheid van NAVO, en die belangrikheid van die FSA en die ander se rol in NAVO, en hy het byvoorbeeld gesê dat toe 9/11 gebeur het, die aanvalle in New York, het NAVO eerste opgetree om Amerika te help. So, en dis 'n teregwysing van Trump wat sê NAVO het nog nooit die FSA gehelp nie. Ja. Die derde kwessie wat hy aangeraak het, is die hele kwessie van omgewingsbewaring, en hy sit natuurlik baie sterk daarop, en die verantwoordelikheid van Amerika om ook by te dra tot omgewingsbewaring, wat impliseer beklemtoning van groen energie en omgewingsvernietiging. So hy het 'n paar interessante goed gesê in 'n baie ligte lyn toespraak gelewer, maar hy het tog 'n baie sterk boodskap oorgedra, en hy het 'n paar keer 'n staande ovasie gekry van die politici in die FSA. Nou wie wil 'n mens noem dat president Trump was natuurlik nie in die huis nie, want hy kan nie die sittings bywoon nie. Maar die visiepresident en die speaker was daar gewees, en hulle het ook saam met die ander natuurlik, dis nou maar deel van die proses, maar ook hande geklap en opgestaan. So ek dink op die stadium lyk dit na 'n suksesvolle besoek. Of die resultate daarvan so positief gaan wees op die langer termyn, dit natuurlik is in die hande van president Trump. Maar die indruk wat 'n mens kry is dat daar sekere aspekte waar die Kongres bietjie begin reageer, nie net toelaat dat president Trump aangaan nie, as 'n mens kyk na wat gisterand gebeur het. So interessant, mens gaan dit moet dophou en sien wat daar gebeur. Miskien net twee ander opmerkings rondom die besoek en want dis teen die agtergrond van die konflik in die Midde-Ooste wat natuurlik Brittanje en NAVO nie ondersteun nie. Iets anders wat president Trump baie sterk beklemtoon het, is die ondersteuning en die toegewyde ondersteuning van Europa en van Brittanje aan Oekraïne. En daar het hy ook 'n boodskap aan die Amerikaanse regering en aan die wetgewer oorgedra, dat hulle is verbind tot Oekraïne en eintlik is Amerika ook daar, moet Amerika ook daartoe verbind wees. So dit was interessant om dit te sien. Miskien 'n laaste opmerking, president Trump se volgende groot geleentheid is natuurlik sy besoek aan China, sy staatsbesoek, en dis begin die indruk kry dat hy is besig om nou die Golfoorlog en veral die straat van Hormuz se toesluiting te begin koppel aan sy besoek aan China. Dit is heel moontlik dat hy baie meer druk op Iran gaan plaas om te kyk, die verwagting is dat Iran binne die volgende 7 dae 'n groot krisis gaan beleef, as die straat van Hormuz en olieuitvoere nie hervat nie. So, 'n ekonomiese krisis bedoel jy? Ekonomiese krisis, maar ook 'n krisis in terme van die bestuur van sy olie in die toekoms, want hy het nie meer 'n bergingsplek nie en hy kan dit nie uitvoer nie. So dit kan sy olie installasies tot 'n baie groot mate beskadig of selfs van dit selfs permanent vernietig. En dit lyk soos daar nie baie vinnig iets gebeur nie, is die kans goed dat president Trump sy besoek aan president Xi Jinping gebruik om te begin druk toepas indirek op China, maar ook dan op hierdie manier op Iran. So 'n mens moet gaan kyk wat daar gaan gebeur. Ek dink dis 'n interessante ontwikkeling wat 'n mens moet dophou.
Ja, ek weet die landbou-industrie wag nou verskriklik vir die verhouding of die vloei in sojabone veral tussen Amerika en China nou loop regtig, daar kan nou meer handelsooreenkomste wees dat van daai produk natuurlik uit kan gaan en laat die verhouding verbeter. So hulle almal sit nou en wag eintlik wat daar uitkom. So dit gaan nogal interessant wees wat uit daai meeting dan nou wel of uit daai ontmoeting dan wel gaan uitkom. Roland, as ons dan nou 'n bietjie plaaslik kyk, bietjie nader in die huis kom, sien ons dat daar nou 'n paar goedjies gebeur het en ek wil graag omdat dit nou meestal landbou gefokus is, dalk so 'n bietjie begin by Back and Close en die uitspraak wat nou teen minister Steenhuisen gemaak is. Ja, baie interessant. Vanoggend in die Pretoria se Hooggeregshof, natuurlik die saak rondom die beheer en die verspreiding van back and claw medisyne, Sakeliga en SAI en Agri Vrystaat wat betrokke is by die saak teen die minister van Landbou. In die vorige hofsaak het die minister onderneem om 'n plan voor te lê van hoe die pad vorentoe hanteer sal word. Volgens sy uitspraak 'n bestrawende kostebevel teen die minister, so die hof is glad nie tevrede met wat die minister aangebied het nie. En daar's die volgende verskyning van die saak is die 11de Mei. Die minister moet baie meer detail gee en moet 'n plan voor in dag kom. So die druk op die minister neem toe, dit neem nie af nie. En dan natuurlik die onderliggende geveg nog steeds, het die staat die reg om eksklusief die beheer van medisyne, die enstowwe te beheer en te versprei, soos wat aangevoer word deur die minister en die departement van landbou, of is dit iets wat in die hande van private individue geplaas kan word. So daai is nog nie uitsorteer nie, maar baie duidelik dat die minister onder druk is. Nou miskien hier net noem dat die minister natuurlik is die persoon, maar die entiteit is eintlik die departement van landbou. En die minister is die verantwoordelike persoon vir die departement. Maar dit begin al hoe meer lyk of die minister uitgelewer is aan 'n departement en dat daar nie die vordering is wat hy dink daar gaan wees nie. Dalk is daar nie die ondersteuning nie, maar dit laat die minister sleg lyk. Die departement weet ons wat sy geskiedenis is, maar definitief druk wat toeneem op minister Steenhuisen en hy gaan moet baie beter beheer neem. Hy gaan baie meer vinniger moet doen en as sy departement nie met hom saamwerk nie, dan gaan hy daai probleem moet hanteer. Dis natuurlik nie 'n nuwe probleem nie. Ons sien dit ook met ander wat gebeur. Kan miskien net hier noem, ons het gister die probleme gesien, die minister van onderwys wat 'n ondersoek vra na die toekenning van tenders in haar departement. Nou ons weet dat minister Gwarube het so 2 weke terug het sy in die openbaar gesê dat haar amptenare in haar departement is besig om haar te ondermyn en hulle keer dat sy haar beleidsdoelwitte bereik wat sy gestel het. Nou die probleem is natuurlik 'n ou probleem. Jy sit met ANC kaders wat ontplooi is, wat lekker met 'n ANC minister saamwerk, maar hulle wil nie met 'n DA minister op dieselfde manier saamwerk nie. Ja. Die derde voorbeeld wat ons hier gesien het, is minister Solly Malatsi, die minister van kommunikasie, waar Suid-Afrika besig is om 'n nuwe beleidsraamwerk te ontwikkel oor kunsmatige intelligensie. Daai beleid is beskikbaar gestel vir kommentaar deur rolspelers en die publiek en hy het aangekondig dit word onttrek want die beleid is met kunsmatige intelligensie geskryf of gedeeltelik geskryf, vrygestel en toe mense die dokument begin lees en die bronne begin nagaan, kom hulle agter maar hierdie bronne bestaan nie. Nou dis natuurlik een van die groot leemtes van kunsmatige intelligensie. Dit kan vir jou mooi verslag skryf, maar dit skep vals bronne. Dit kan nie werklike bronne gaan koppel in alle gevalle aan dit wat in die verslag staan nie. Nou dis 'n groot verleentheid vir die minister, dis 'n groot verleentheid vir die regering, maar dis 'n minister wat ook saamwerk met 'n departement wat 'n baie sterk lojaliteit het teenoor die adjunkminister. Nou miskien net hier 'n bietjie agtergrond. Die adjunkminister is die vorige minister van kommunikasie, was 'n baie getroue bondgenoot van president Ramaphosa, maar is onlangs deur die ANC se nasionale uitvoerende komitee beskuldig dat hy, omdat hy gegrief is dat hy nie meer 'n minister is nie, ondermyn hy die president. So die kans is baie goed dat hierdie patroon basies met mekaar verband hou. Binne die departement ons ondermyn die minister, want ons hou nie van hom nie, dis nie ons minister nie. Ja. En dan in die breër konteks van die regering,
Ons ondermyn die DA ministers wat nie sterk gevestig is nie, wat in moeilike departemente is wat baie groot is. Onderwys die grootste begroting. So dis 'n baie belangrike een nie net vir onderwyskwessies nie, maar ook vir invloed. En dan miskien net 'n laaste opmerking in hierdie verband. Die minister van genoem word die minister van Kokta, wat vroeër hierdie week gesê het die mislukking van plaaslike regering is as gevolg van kaderontplooiing. Hy is natuurlik 'n IFP minister. En so dis 'n uitspraak wat hy baie direk en baie sterk maak. En dit kom teen die agtergrond van nuwe wetgewing wat onlangs aanvaar is, dat die openbare sektor moet geprofessionaliseer word en kaderontplooiing is onwettig, dit mag nie meer gebeur nie. So 'n momentum wat begin opbou aan die een kant teen die praktyk, maar aan die ander kant die resultate van daai praktyk wat net meer en meer begin wys in swakke regering, swak besluitneming en 'n onvermoë in die regering om basiese funksies korrek te hanteer. Nou ons het verlede week daaroor gepraat, maar daai tema herhaal homself en dit wil toe sien wat hierdie week gebeur. Roland, as ek so vinnig wat my nou vir my nou na vore kom, my gedagtes wat eintlik nou uit dit uitkom, is om te sê, kan ons nie meer onstabiliteit in die RNE dan begin sien weer as die DA nou weer begin, want ek voel ons het so goeie stabiliteit gehad en dis 'n rede hoekom die rand wel dalk so bietjie sterker is, maar soos ons nou in die verkiesing toe beweeg, gaan ons nou meer en meer van hierdie tipe skuwe sien en meer onstabiliteit in die RNE sien. Ek dink daar's twee moontlikhede vir my. Die een wat ons nie uit die oog moet verloor nie, is baie van hierdie amptenare tree op in eie belang. En na mate hierdie ministers begin om skuiwergate toe te maak wat korrupsie moontlik maak, waar mense baie geld maak uit hulle oneerlike optrede, dan begin die druk op hierdie ministers toeneem. En veral as dit DA ministers is, dan is dit soveel makliker om dit te doen, want jy het bietjie beskerming as jy dit doen. So dis vir my die een deel van die uitdaging is dat ons het te doen met eie belange wat bevorder word ten koste van almal. En die teiken is 'n maklike een. Die ander dimensie is na mate hierdie konflikte en spanninge begin toeneem, gaan dit waarskynlik verder druk veroorsaak as ons naby die plaaslike regeringsverkiesing kom en dit gaan spanning in die regering van nasionale eenheid verhoog. Die interessante vir my is natuurlik die hoof van die kabinet is die president en hy reageer glad nie op hierdie gebeure nie. Hy ondersteun nie ministers nie. Ongelukkig en ek dink dit is belangrik dat 'n mens dit uitwys. Dis die patroon waaraan ons gewoond geraak het. Dis nie goeie leierskap nie, dis nie regering wat 'n mens verwag in so groot koalisie nie. Maar dis wat ons kry in Suid-Afrika. So al hierdie faktore gaan die spanning laat toeneem. Maar ek dink, en dis die belangrike punt, dit gaan ook spanning binne die ANC verder laat toeneem. En dit begin 'n mens al hoe meer te sien. En daarom dink ek die minister en sy adviseurs maak 'n baie groot fout as hy stil bly oor hierdie goed en sê, wel, dis DA ministers, hulle moet maar self sien kom klaar. En dan sien 'n mens die teenstrydighede. Die minister het baie vinnig ontslaag geraak van 'n DA adjunkminister wat nie die presiese protokol gevolg het wat hy wou hê nie, maar hy is baie verdraagsaam waar dit van die ander kant af kom binne die ANC. En daai is nie goed vir hom nie, dis nie goed vir Suid-Afrika nie, dit gaan verder as probleme skep vorentoe. Natuurlik, die president is onder druk oor Palapala en dit lyk vir my, ons gaan meer daarvan hoor in die afsienbare toekoms. Okay. So dit maak hom daar ook versigtig. En dan miskien net vinnig, hy sit met 'n minister in sy kabinet, nog een, wat van korrupsie of oneerlikheid beskuldig word, die minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisi Tulashe, wat na bewering 2 voertuie gekry het van die Chinese regering af, en dit nie aan die ANC aan die vroue lieg oorhandig het soos wat die idee was nie, maar dit self gebruik het, en haar familie gebruik het. Sy sê sy het dit gedoen om dit in bewaring te neem, want sy is bang dit word teruggeneem deur skuldeisers. Die naweek het sy nou 2 voertuie aan die vroue lieg oorhandig, maar nou word daar beweer dis nie dieselfde voertuie of beide die voertuie wat sy ontvang het nie. So hier's baie ernstige probleme in die ANC. En dan sien ons die ander publisiteit wat sy gekry het die afgelope paar dae,
dat 'n kinderoppasser aangestel is op staatskoste vir haar dogter se kinders, maar die helfte van die oppasser se geld word elke maand aan die dogter oorbetaal. Nou dit Sjoe. is goed wat ons al vroeër gesien het, maar ek meen dit is onaanvaarbaar by 'n minister. En Ja. die president het nog niks hieroor gesê nie, doodstil. So 'n mens gaan moet sien of hy haar gaan beskerm soos wat hy die ander beskerm het. Onthou het ministers rondgeskuif uit portefeuilles vroeër hierdie jaar, laat laas jaar, oor beweringe van korrupsie, maar hy het nie teen hulle opgetree nie. So 'n mens gaan moet sien hoe dit gaan uitspeel. Maar is hy nie besig om met ministers te hardloop hier, Roland? Want dit voel vir my eintlik almal is word nou aan korrupsie, ja. Maar ek dink dis die blootgestel. probleem wat ons mee sit, is die beeld van die ANC as 'n korrupte party, 'n inherent korrupte party, word net meer en meer en meer bevestig. Nou opponente van die ANC kan omdraai en sê, maar ons weet dit lankal, dis nie nuus nie. Dit mag so wees. Feit van die saak is, ons begin al hoe meer sien hoe dit na vore kom, nadat dit baie duidelik word, en natuurlik dit teen die agtergrond van die probleme in die Suid-Afrikaanse Polisiediens, Ja, natuurlijk. die skorsing van die nasionale kommissaris, die nuwe nasionale of waarnemende nasionale kommissaris. Sy het gister vir die eerste keer in die parlement opgetree en saam met die minister, waarnemende minister van polisie, dis jou punt, né? Daar's nie meer mense nie. Beloof om die polisie te skoon te maak van korrupte leiers en korrupte lede. Nou ja, ons het dit baie gehoor, ons gaan moet sien hoe dit gaan gebeur. Want die prentjie wat ons kry is 'n duister prentjie. Ouditeur-generaal vandag in die koerante, geen metro kry 'n skoon audit nie, van die groot metros nie. Probleme met wanbestuur, en dan sit ons met nog steeds die Madlanga kommissie wat die een skandaal na die ander oopvlek bekend maak en al hoe meer name, senior name begin aandui. Van die mense is al aangekla, maar ander gaan nog aangekla moet word. So dis 'n baie negatiewe, dis 'n baie somber prentjie wat 'n mens kry, en dit sê vir ons hoekom ons in Suid-Afrika as burgers nie die dienste kry, die regeringsoptrede kry wat nodig is nie. En die geld kom net nie op die grond uit nie. Ja, weer eens gaan mense sê, maar ons weet dit lankal. Ja, maar ons kry nou al hoe meer die bewyse, en ek dink die belangrike punt is twee goed. Hier word name gekoppel, maar hier word ook verbintenisse uitgewys van wie is op watter vlak saam met wie betrokke. So jy begin 'n prentjie vorm van die netwerke. En as jy daai netwerke kan identifiseer, kan jy baie meer effektief optree. Wat tot dusver gebeur is, daar word teen individue opgetree op 'n lae vlak, maar die netwerke word in stand gehou. Ek dink ons begin nou 'n prentjie kry van die ingewikkelde netwerke, en dan saam met dit hoe diep hierdie netwerke ingebed is in die strukture van regering, veral op plaaslike vlak, maar mens begin ook sien bande na provinsiale regering, en dan is daar aanduidings na netwerke wat ook op die nasionale vlak betrokke is. So dis 'n negatiewe prentjie, maar ten minste begin 'n mens baie meer konkrete idee vorm van waar gebeur wat en hoe gebeur dit. Roland, het alles begin by Makonasi wat daai Sondag, ek dink dit was 'n Sondag gewees, wat hy die nuusverklaring gemaak het met sy browns of met sy camo klere en alles. Dit voel vir my amper daai dag was vir my half 'n skeidingspunt gewees wat al hierdie goed nou begin oopvlek het. Dit het nie daar begin nie, maar hy was 'n persoon wat die aansien gehad het, en die manier wat hy opgetree het optrede afgedwing. Dit kon nie meer soos in die verlede op die ys geplaas word of iewers in die toekoms hanteer word of weggepraat word en dan hoop mense vergeet daarvan nie. So ja, dit was 'n draaipunt, dit was 'n baie belangrike gebeurtenis. Nou ja, daar's nog baie vrae oor daai gebeurtenis en die motiewe en alles, maar die feit van die saak is, dit het 'n draaipunt gebring in veral hoe dit in die polisie konteks hanteer word. Die plekke wat nog nie aandag kry nie, die nasionale weermag en 'n paar ander, maar ten minste sien ons nou dat in die polisie en op die metro vlak, in Gauteng veral, daar baie meer in diepte gekyk word en hierdie netwerke nou oopgevlek word. En dan is daar nog so 'n bietjie lotto geld wat ook so 'n bietjie wanaangewend was die afgelope tyd. Dit voel vir my miskien net vir die mense negatiewe korrupsie nuus nie, maar ek dink dit is belangrik dat almal hoor af van laat ons hierdie goed kan oopmaak, want
ek dink as mense dit kan begin praat daaroor en dit kan in die nuus kom, dan kan 'n mens verandering ten minste begin sien. Ek dink is goed dat dit uitkom eintlik. Ek dink en dis die positiewe daarvan, is dat dit nie meer dit kan nie meer net weggepraat word nie. Ek dink die belangrike punt met Lotto, ons weet lankal, daar word lankal al vrae gevra en daar's 'n groot klomp mense al gevang wat geld wanaangewend het. Die raad is afgedank, daar's 'n nuwe raad aangestel. Daar's baie probleme met die toekenning van die tenders of die kontrakte om die Lotto te bedryf. Want dis 'n groot geldmaak projek en dis 'n plek waar dit baie maklik was om geld te steel en wan aan te wend. Nou die laaste wat uitkom wat vir my belangrik is om te wys weer eens hoe ver hierdie netwerke se invloed sprei en hoe ver die idee en die praktyk van wanaanwending sprei. En dan wil ek dadelik sê, ons maak nie 'n beskuldiging nie, mense reageer op wat jy in die koerante sien. Maar die redakteur van die Sunday Times, wat een van ons hoofstroomkoerante is op spesiale verlof geplaas, omdat daar in 'n ondersoek van die spesiale ondersoekeenheid bevind is, dat hy geld ontvang het uit Lotto, en nou word daar gesê die geld is nie gebruik vir waar dit toegeken is nie, dis vir privaat doeleindes gebruik. Nou daar's 'n klomp name wat genoem word, maar hoekom ek hom uitsonder, en ek herhaal weer dat dis nog beweringe, maar hier sit ons met een van die hoofstroomkoerantredakteurs wat self betrek word by hierdie praktyke. Nou dit raak nie die koerant nie, dit was voordat hy die redakteur geword het, maar 'n persoon met 'n invloedryke pos wat baie toegang het, wat invloed kan uitoefen en baie skryf oor die korrupsie in die regering, en nou kry jy hierdie beeld. So weer eens negatief, maar ek dink dit is belangrik dat 'n mens besef, jy sit hier met 'n omvangryke probleem. Dit gaan nie 1 of 2 mense wees wat jy teen optree en dis die einde van die probleem nie. Die vraag wat ek het is, hoe kyk kiesers hierna? Ons is op pad na 'n baie belangrike, waarskynlik 'n waterskeidings verkiesing vir plaaslike regering. So, hoe gaan kiesers reageer op hierdie stroom van negatiewe publisiteit en van korrupsie wat net eenvoudig hand oor hand toeneem? Gaan hulle wegbly van die stembus? Gaan hulle vir ander partye stem? En die ander vraag is, hoe reageer politieke partye? Baie interessant. Die DA-ministers Garube en Malatsi het onmiddellik optrede onderneem, gevra vir verdere ondersoeke, terwyl die ministers wat in die ANC sit bly stil en sê, die een wat ons na verwys het by maatskaplike ontwikkeling, ek gaan nie bedank nie, die president sal besluit of ek bly en of ek moet gaan. Totale verskillende manier van doen. Ja, jessie. Roland, so vinnig net om op te som, waar staan Julius Malema in die EFF tans? Ek dink sommer nou aan sy vonnisaflegging. Wat is die nuutste wat nou daar uitgekom het? Ek dink as ons na die EFF kyk, dan is dit 'n party wat in die moeilikheid is. Hy's in die moeilikheid omdat sy leier 'n dominante invloed het. Die party is letterlik om sy persoon gebou en word bedryf om sy persoon. En nou kry hy nie net meer negatiewe publisiteit nie, maar hy is nou skuldig bevind aan 'n baie ernstige oortreding. Nou ja, daar's 'n appelproses wat deurloop moet word, maar intussen plaas dit druk op hom, plaas druk op die party, en ek dink wat 'n mens sien is dat binne die party begin die spanning op te bou. Dis nie meer die homogene ondersteuning van hierdie groot leier wat daar in die verlede was nie. En ons sien ook dat die party se ondersteuning het 'n plafon bereik, dit wissel, dit gaan op en af, afhangende van wanneer 'n mens dit toets. Maar ek dink die belangrike punt wat 'n mens hierby kom is dat die party sit met 'n probleem dat hy het nie alternatiewe leiers wat toegelaat word om te begin optree nie. Hy sit met 'n leier wat onder druk is, wat al hoe meer negatiewe publisiteit kry, en dan baie belangrik, hy kan nie aanhou en hy kom nie meer weg met die wilde uitsprake wat hy in die verlede gemaak het nie. Hy het probeer om na sy skuldigbevinding 1 of 2 rasgedrewe uitsprake te maak, want dit het in die verlede vir hom bietjie momentum gebring. Dit het nie nou gebeur nie. So, dis 'n party wat waarskynlik 'n baie groot uitdaging het in die toekoms in, en dit gaan nog meer beïnvloed word deur wat met sy leier gebeur. So,
ja, interessant om te kyk wat die langtermyn effek hiervan gaan wees. Ek dink een ding wat seker is dit gaan 'n baie interessante verkiesing wees aan einde van hierdie jaar. Waartoe kiesers gaan wat jy ook nou genoem het, en hoe hulle hierdie nuus gaan hanteer, absorbeer en of hulle verandering gaan forceer eintlik nou, soos ons in volgende jaar in beweging na die nasionale verkiesing oor 2-3 jaar toe beweeg. Dit en dan 'n laaste opmerking miskien as ek mag hieroor. Die onafhanklike verkiesingskommissie is besig om onder al hoe meer druk te kom. Finansiëel, in terme van wat hulle kry, maar ook van politieke partye. En hierdie is 'n verkiesing waar ons die onafhanklike verkiesingskommissie baie fyn gaan moet dophou dat hulle korrek optree, dat dit wat hulle doen absoluut in terme van die reg en in terme van hulle mandaat is. En dit natuurlik is 'n taak van politieke partye wat inspraak het, wat kiesbeamptes aanwys om te moniteer, maar ook kiesers. So hierdie is 'n belangrike verkiesing op verskillende vlakke vir Suid-Afrika. Sjoe, nee, dit gaan baie interessant wees. Maar Roland, baie dankie. Dit was soos gewoonlik weer baie insiggewend. Dit is altyd lekker om weer te leer en 'n bietjie by jou op te vang wat die nuutste belangrike goed is wat ons affekteer. Ja, en maak asseblief seker om volgende week weer in te skakel en gesels ons weer met Roland oor wat, waar en hoe die mark en ons plaaslike politiek beïnvloed. Maar baie dankie vir jou tyd, Roland. Dankie Johnny, altyd 'n plesier.